Vriende, goeiemôre. Dis so lekker om by julle te wees. Ons voel tuis en welkom. Ek wat die Here se woord vanoggend moet bring, voel begeesterd. En ek wil sommer daar van Oud-Nicoland af ook ons groete aan julle kom oordra as VGK Vremersheim. Dis vir ons goed om 'n pad saam te stap, en as ons as kerkrade na die tyd so bietjie gaan gesels en eet, dan is dit juis ook om so bietjie te praat oor die pad vorentoe. So, miskien moet ek so reël, dat almal van die VGK wat vanoggend wil kom saam eet, julle sal nou eers moet kerkraadslede word. Ons kan julle vanoggend hier voorstel en bevestig, maar ek weet daar's 'n lang pad wat eers geloop moet word voordat jy 'n kerkraadslid kan wees. So, is daar van julle wat aspirasies het om 'n kerkraadslid te word? Gewoonlik soek 'n mens kerkraadslede. Niemand nie. OK, so julle eet seker lekker by die huis, laat julle nie saam met ons wil eet nie. Gou nog so 2 goedjies op ligterlyn. Ek dink Almero is die jongste van ons mensies wat daar van Oud-Nicoland af gekom het. Sy het nou gesê die koppe is bietjie grys en so aan, maar dis nie van ouderdom nie. Jy kry deesdae daai kleur wat jy in die botteltjies koop, wat jy jou hare kleur. Hy het eintlik swart hare. Die meeste van ons is eintlik nog baie jonk, en die dominee is die jongste van almal, maar ons kleur maar ons hare, laat ons so bietjie net laat ons net inblend by die res van die mense. Een van die ouderlinge het vanoggend op die parkeerterrein gesê, hy wens daarom, hy kon daar teen die berg, en hy wys toe nou so, net vir my ou plekkie kry. Nou wil ek maar vra, ek en die broer is baie lief vir die veld en vir die wêreld. Is daar nie van julle wat hondehokke bou nie? En dan soek ons net so 'n lappie grond so groot soos hierdie, wat ons die ou hondehokkie kan opsit, en ek en broer François gaan daar kom bly. Laat ons so op die vallei kan afkyk, en miskien 'n oogie oor die gemeente kan hou, en die see kan sien. Dis so pragtig hier by julle. As 'n mens lank op 'n plek bly, dan raak jou oë blind, om die mooi rondom jou raak te sien. Dis 'n ongelooflike mooi dorp wat julle het, en omgewing. Ek hoop julle waardeer dit en geniet dit, en sê vir die Here dankie, dat julle hier mag woon en werk. Vriende, ek glo julle is almal baie welkom. Dankie vir die geleentheid om hier by julle te wees. Dit is nie vanselfsprekend nie, dit is vir ons 'n voorreg, en ons sien uit na ons saam wees ook in hierdie oggend. Ek gaan vir ons begin met Psalm 139. Daar aan die einde van die Psalm in vers 23 lees ons: Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Ek wil die gedeelte weer lees, en miskien vir jou vra om vanoggend net so bietjie te dink oor die woordjie onrus. Wat gaan in jou hart vanoggend aan? Hier sê Dawid, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Amen. Gemeente, die Here wat ons onrus raak sien, wat ons harte ken en wat weet wat die binnekant aangaan vanoggend, is die een wat ons verwelkom in sy teenwoordigheid, wat vir ons sê, mag daar genade en vrede vir elkeen van julle in oorvloed wees.
ons lees gewoonlik na die loflied die wet van die Here saam, maar nou sal julle weet dat toe Jesus gekom het, hy die wet vir ons kom vervul het. En na die koms van Jesus het die wet eintlik 'n klomp beloftes geword wat die Here Jesus vir ons kom maak. So ek lees dit vir ons. By die eerste gebod klink die belofte so: ek beloof jou dat as ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie. Ek sal die eerste en ereplek in jou lewe inneem. Die tweede gebod: as ek in jou hart is, beloof ek dat jy geen gesneede beeld van my sal maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal my beeld dra. Die derde gebod: as jy my liefhet, sê Jesus, beloof ek jou dat my naam nooit 'n vloekwoord oor jou lippe sal kan wees nie, maar steeds en in alle omstandighede deur jou in ere gehou sal word. Die vierde gebod: as ek die ereplek in jou lewe het, beloof ek jou dat Sondag die hoogtepunt van jou week sal wees. Dit sal vir jou 'n vreugde wees om kerk toe te gaan. Nie 'n dag om teen op te sien, maar 'n dag om na uit te sien. Die vyfde gebod: as ek in jou lewe is, beloof ek vir jou dat dit vir jou 'n voorreg sal wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien wat hulle vir jou uitgesoek het en geleen het. Die sesde gebod: ek beloof jou dat jy nooit iemand sal wil seermaak nie, wat nog te sê doodmaak. Die sewende gebod: ek beloof jou dat as jy my liefhet, dit nie moeilik sal wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. Gee my 'n plek in jou huwelik, en ek sal julle liefde vir mekaar en julle geluk in my hande bewaar en vashou. Die agste gebod: as ek op die troon van jou hart sit, beloof ek dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van ander te neem nie. Jy sal daagliks vra, aan wie en waar kan ek aan 'n ander iets gee, maar neem nee nooit nie. Die negende gebod: as ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat nie. Ek beloof jou dat ek deur my gees jou 'n loyale mens sal maak, wat van ander geen woord sal sê, as dit nie iets goeds kan wees nie. En die 10de gebod: ek beloof dat ek deur my gees jou so sal vul met dankbaarheid, dat jy niks meer sal begeer nie. Jy sal vergenoegd wees met wat jy het, met die besef dat God gee, soos wat hy dit nodig vind om te gee. En as hy gee, gee hy altyd genoeg, sodat niks jou sal ontbreek nie. Kom ons dink vanoggend aan hierdie 10 beloftes wat die Here vir ons gee. Die opsomming daarvan is ons die Here eerste stel, dan sal daai beloftes waar wees. As ons naaste bokant onsself stel, dan sal hierdie beloftes vir ons waar word. Ons reëling is so, terwyl ons sing, is daar nou nie die jakens wat gaan rondbeweeg nie. Daar's 'n skatkis wat hier voor staan, so jy staan op en kom gooi jou offer daarin. Kyk maar hoe werk die verkeer, dat ons mekaar nou nie vertrap nie. Maar terwyl ons sing, is julle welkom om julle offers vorentoe te bring.
Here, dankie dat U die gewer is van alles. Soos wat een van die psalms ook sê, Here, dat alles aan U behoort. En Here, omdat U vir ons gee wat ons nodig het, kan ons ook uit dankbaarheid vir U teruggee. Here, vir U werk hier op aarde. En daarom sê ons dankie, Here, dat U vir ons geseën het met 'n geldjie, sodat ons uit dankbaarheid, Here, ook vir U werk iets mag bydra. Gebruik dan ook hierdie fondse, Here, om U koninkryk te bou, om U koninkryk uit te brei, hier in Friemersheim en Weier. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, julle kan blaai na Genesis 16. Genesis 16. Genesis hoofstuk 16. Nie moeilik om dit te soek nie, die eerste boek daar in die Bybel. Voordat ons lees, gaan ons eers saam bid. Here, ons is al deur 'n klomp momente vanoggend. Ons het dalk hier ingestap en ons was gejaagd, miskien onrustig, met 'n klomp bekommernisse in ons hart, vrae en worstelinge. En ons het hier kom sit in U teenwoordigheid en ons het mekaar gegroet en ons het U geloof en geprys. Ons het onsself aan U toegewy, ons het ons offers gegee. En Here, nou is daar by ons 'n afwagting dat U met ons sal praat. U weet wat ons nodig het vanoggend. Dankie Here dat U woord in ons midde is. Dankie dat U Gees hierdie dooie letters op papier gaan lewend maak, sodat ons vanoggend hier sal uitstap en sê, maar ons het beleef dat die Here met ons praat. Maak ons ore oop. Maak ons harte oop. Maak die grond vrugbaar waarop die saad van U woord vanoggend val. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons gaan nou daar lees. Ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee. Julle ken nou Abraham se verhaal baie goed. In Genesis 12 lees ons dat die Here vir Abraham sê dat hy sy wortels moet uittrek, hy moet sy tasse pak en hy moet trek na 'n land toe wat die Here vir hom sal wys. En in gehoorsaamheid pak Abraham en sy gesin hulle tasse en met blindelingse geloof trek hulle na 'n land wat hulle nie weet waar dit is en hoe lank dit gaan vat om daar te kom nie. Op hierdie reis sien ons dat die Here telkens vir hulle 'n klomp beloftes kom maak. Een van die beloftes was dat hulle 'n land sal hê, hulle eie land. En die ander belofte is dat Abraham se nageslag groot sal wees. Toe gebeur dit soos wat hulle aangaan met hierdie reis, raak Abraham en Sara al hoe ouer. En hulle kom op 'n ouderdom waar die kans op 'n baba vir hulle eintlik baie skraal, selfs onmoontlik geword het. Teen die tyd dat ons by Genesis 16 kom, is Abraham en Sara al bejaarde mense. En is hulle verby die ouderdom waar mense nog kan kinders kry. Soos ons in Afrikaans sê, die fabriek is toe. Daar kan nie meer kinders gebore word uit hierdie
ouer man en ouer vrou nie. Dis interessant dat hierdie verhaal eintlik op twee plekke soortgelyk aangeteken word. Ek gaan net as daar nog tyd is, net so verwys na die tweede verhaal in Genesis 21. Maar in Genesis 16 gaan ons dan hierdie verhaal saam lees. Daar vanaf vers 1. Sarai het nog vir haar man Abram 'n kind, het nog nie vir haar man Abram 'n kind in die wêreld gebring gehad nie. Sy het 'n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sarai vir Abram, die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy 'n kind in die wêreld wat my eie kan word. En Abram het saamgestem met sy vrou. Abram was al 10 jaar in Kanaan toe Sarai, die vrou van Abram, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat en vir haar man Abram as vrou gegee het. Hy het by Hagar gaan slaap en sy het swanger geword. Toe sy agterkom sy is swanger, het sy haar eienares geminag. Toe sê Sarai vir Abram, jy dra die skuld vir hierdie onreg wat ek moet verduur. Ek het my slavin vir jou gegee om met haar gemeenskap te hê. En nou dat sy agterkom sy is swanger, minag sy my. Mag die Here hierdie saak tussen my en jou uitwys. Maar Abram sê vir Sarai, jou slavin staan onder jou. Doen met haar soos jy goed dink. Sarai het haar slavin toe sleg behandel en sy het weggeloop. Die engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn. Die fontein langs die pad na Sur toe en vir haar gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? Toe antwoord sy, ek loop van my eienares Sarai af weg. En die engel van die Here sê vir haar, gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag. Verder het die engel van die Here vir haar gesê, ek sal jou nageslag so baie maak, dat hulle te veel sal word om te tel. En toe sê die engel van die Here ook nog vir haar, kyk, jy is swanger, jy sal 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaar kry gehoor. Jou seun sal 'n man wees, so ontembaar soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Hagar het toe die naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien, wat my gesien het. Daarom word die fontein genoem, Lagai Roi fontein. Die fontein is tussen Kades en Beret. Hagar het vir Abram 'n seun in die wêreld gebring, en Abram het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael genoem. Abram was 86 toe Hagar vir Israel vir hom in die wêreld gebring het. Ons lees net tot sover saam. Dit is eintlik 'n pragtige verhaal. Maar as ons nou eerlik is vanoggend, dan is dit ook 'n hartseer verhaal. Want dit is 'n verhaal vol spanning, dit is 'n verhaal vol trauma, dit is 'n verhaal van geloof en van hoop. Dit is 'n verhaal waar die engel van die Here, wat eintlik God self was, verskyn het en hoop gebring het vir 'n vrou wat nie hoop gehad het nie. Nou sal julle weet, ek het die afgelope week met iemand gesels, waar daar 3 geslagte van vrouens in dieselfde huis is. Nou dalk is daar van julle ook wat dieselfde het. Dis nou 'n ouma en 'n dogter en 'n kleindogter. Nou as jy nou wil moeilikheid sien, dan moet jy nou daai 3 vrouens in 'n kombuis druk
En jy moet nou kyk, wie van hulle vat beheer, wie gaan die kos maak, wie gaan terugstaan, wie gaan sy sin kry. 3 vrouens in een huis, in een kombuis, kan werk, ek glo by baie van julle werk dit, maar by baie van ons is dit moeilikheid, is dit spanning. En hier gebeur nou eintlik dieselfde as ons in Genesis 16 lees. Hierdie 2 vrouens, Sarai en Hagar, dit werk nie lekker nie. Sarah, wat uit radeloosheid, oor haar kinderloosheid, hierdie beloftes wat die Here gemaak het van 'n nageslag en dit gebeur nie, sy raak al hoe ouer, raak toe nou so radeloos dat sy 'n plan begin maak om God se beloftes waar te maak. En sy sê vir Abraham, maar weet jy wat, as ek nou nie vir jou 'n kind in die wêreld kan bring nie, my slavin Hagar is nie onaardig nie, vat haar vir 'n vrou, en dan kyk ons of daar nie dalk 'n kind gebore kan word, sodat ons 'n nageslag kan hê, soos die Here beloof het nie. En toe gaan Sarai en sy gee Hagar as 'n vrou vir Abraham, en sy raak swanger, en daar begin die moeilikheid. Die een is afgunstig op die ander ene, die een voel minderwaardig, die een voel meerderwaardig, die een behandel die ander een sleg, die ander een probeer die ander een bykom, en soos wat ons in Afrikaans sê, dis 'n catfight. Die 2 vrouens wys hulle naaltjies vir mekaar, en dit gaan nie goed in haar huishouding nie. Sarah gee aan die einde van die dag op advies van Abraham vir Hagar soveel gas, soveel moeilikheid, dat Hagar dit net nie meer kan uitstaan nie. Sy word verkleineer en uitgetrap en misbruik, en sy besluit, nou vat ek my goed en ek gee pad. En sy loop weg. Sy loop die woestyn in. Sy sien nie meer 'n toekoms vir haar hier by Abraham en Sarah nie. En toe sy nou mooi dink na al die sleg wat sy beleef het, toe wonder sy by haarself, maar dit was nie so 'n slim plan gewees om nou by Abraham te slaap en te sorg vir 'n nageslag dalk nie. Dit sou nie gewerk het nie, hoe het ek gedink? Dit sou nooit gewerk het nie. Maar daar sit Hagar in die woestyn. Sy's rigtingloos. Sy's koersloos. Sy's hooploos, sy's getraumatiseer. Sy sien niks anders as 'n doodloopstraat nie. Ek wil nou amper vandag se taal sê, die GPS wat sy het op haar selfoon wil nie vir haar sê waar sy nou is nie. Die selfoon om te bel vir iemand om my te kom haal of te kom help, daar is nie sy nie. Sy sit daar sonder hoop. En dan terwyl sy daar in die woestyn sit, en sy het hierdie onrus in haar hart, hierdie klomp probleme en moeilikheid, verskyn die engel van die Here aan haar. En hy begin met haar saggies praat, pastoraal met haar praat. En hy vra uit, hoekom is jy hier? Waar kom jy vandaan? Waarheen is jy op pad? En dan sê die engel van die Here, wat God self is, vir haar, nee Hagar, ek wil hê jy moet teruggaan. Gaan terug. En jy gaan 'n seun hê. Hy gaan soos 'n wilde donkie wees. In ons taal, hy gaan 'n rowwe gangster wees. Ontembaar, maar jy moet hom Ismael noem. Want jy het swanger geraak, omdat jou swangerskap ook by my groter plan van my volk insluit. En vir Hagar was hierdie verskyning van die engel van die Here aan haar nie net 'n padteken om vir haar te sê, dis die koers wat ek moet inslaan om terug te gaan na Abraham en Sarah toe nie. Dit was vir haar 'n kosbare ontmoeting met die Here self. En dan lees ons wat Hagar skrywe oor hierdie kosbare ontmoeting met God daar in die woestyn. Sy sê, U is 'n God wat my sien.
Hier het ek hom gesien, wat my gesien het. 'n Ongelooflike klompie woorde wat oor Hagar se lippe rol. U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien, wat my sien. Eintlik woorde wat ek en jy as Christene kan hoop om ook vanoggend te kan sê. Ek weet nie wat jou omstandighede vanoggend is nie. Dalk is jy nou nie heeltemal in Hagar se posisie nie. Maar dalk voel dit vir jou ook asof jy in die woestyn sit, sonder selfoonopvangs, sonder 'n kompas. Jy weet nie watter kant toe nie, jy's in 'n doodloopstraat. Ding het vir jou net verkeerd uitgewerk tot nou toe. Dalk het COVID gemaak dat jy moet sukkel om die brood op die tafel te kry. Dalk het verhoudings uitmekaar uitgeval in hierdie tyd waar ons in ons huise moes bly en skielik is dit 2-3 geslagte wat in 'n huis toegesluit word vir 'n paar weke in hierdie lockdown en nou kom ons agter, ons kom nie lekker oor die weg nie en skielik voel dit vir my, ek wil my lewensmaat inruil en ek wil my kinders inruil vir ander kinders want hulle is stout en daar's iemand beter as my eie vrou of my eie man, verhoudings het dalk verbrokkel. Dalk het jy sommer net moeg geraak vir die misdaad. Ek weet nie hoe die misdaad hier in Friemersheim lyk nie. Dalk het jy sommer net moeg geraak vir die dwelms wat oral op straathoeke verkoop word en ons kinders wat swaar kry daarmee. Dalk het ons kinders agter geraak by die skool. Kinders wat moet leer lees het in graad 1 en 2, sit nou al in graad 3 en hulle kan nog nie ordentlik klank nie. Daar's 'n klomp goeters wat dalk jou onrustig maak vanoggend. Dalk is hier van julle wat bekommerd is oor die gemeente, oor waarheen ons op pad is as gemeente. Is ons nog daar wat die Here wil hê ons moet wees? Is ons lojaal en getrou aan die Here? Is ons gehoorsaam aan hom? Dalk sit jy ook vanoggend soos Hagar in die woestyn met jou persoonlike omstandighede. En dan hoop ek dat jy soos Hagar sal kan sê, die Here het my gesien. Die Here het my gesien. Ek het hom gesien, hom ontmoet, wat my raak gesien het. Dis eintlik 'n belydenis en 'n stuk getuienis. 'n Belydenis van Hagar, en ek wil glo van julle ook vanoggend om te sê, U is 'n God wat my sien. Dis hoekom ons vanoggend begin het met Psalm 139. Here, sien tog my onrus raak. Want dis wie God is. Hy sien. Hy sien ons swaar kry. Hy sien ons vasgelooptheid. Hy sien ons moeilikheid en al ons worstelinge. Dis asof Hagar daar in die woestyn wou sê, toe ek gedink het ek is verlore, toe ek gedink het ek is in 'n doodloopstraat, het die Here aan my verskyn. Hy het my gesien. Ek is nog op die Here se agenda. Hy het nie van my vergeet nie. Hy gaan my nie hier los nie. Hy is die God wat sien en omgee. En skielik, toe sy haar oë oopmaak, toe sien Hagar, maar ek sit eintlik langs 'n fontein. En as ek net my oogies oopgemaak het, dan het ek gesien, dis ook 'n manier waarop die Here nou vir my wil sorg, want as jy in die woestyn is water skaars. En toe sy haar oë oopmaak, toe sien sy, maar die Here sien nie net nie, hy sorg ook. Hy sorg dat sy daar langs 'n fontein in moedeloosheid gaan sit het. En sy bely met hierdie woorde, die Here weet van my. Hy het aan my verskyn om vir my nuwe rigting te gee, om vir my hoop te gee. En ek wil weer vir jou uitnooi,
Dalk sit jy ook vanoggend in wanhoopstraat. Dalk voel jy ook, maar niks en niemand sien my raakie. Die mense kyk my mis, God kyk my mis. Niemand weet hoe ellendig dit met my gaan nie. Mense kyk my mis, God kyk my mis. Jy wil net wegloop. Jy wil net wegkruip. Jy wil net verdwyn. Dan moet jy vanoggend soos Hagar weet. God sien jou raak. En hy doen meer as net sien. Hy sorg. Hy hoor jou noodkrete. Maar dis nie net 'n belydenis nie. Dis ook 'n getuienis. As Hagar sê, hier het ek God gesien, wat my gesien het. En dis wat gebeur as ek in my swaar kry in die woestyn die Here ontmoet. Dan raak 'n mens se hart vol daarvan. Dan begin jy daaroor praat. Dan begin jy getuig daarvan. Dan begin jy dit nasê, amper dit wat Hagar gesê het. Dat die Here wat my gesien het, ek het hom ook gesien. Ek het 'n ontmoeting met hom gehad, en skielik was daar vir my hoop. En as ek en jy vanoggend daai getuienis op ons lippe neem, dan moet ons weet, as ons Hagar napraat, dan is daar baie mense daar buitekant, wat dit moet hoor. Want ek en jy is gestuurdes van die Here. Daar's baie mense daar buitekant wat moet hoor, die Here is die Here met oë. Hy is die Here wat raak sien. Hy is die Here wat nie blind is nie, maar bewus is van ons hartseer en ons onrus en ons trauma. Hy is die Here wat omgee. Wat jou raak sien. Ons moet vir hulle vertel, maar weet jy wat, ek was self in die woestyn gewees. Ek was self vasgeloop, net soos jy. Ek was fed up gewees. Ek wou weghardloop, verdwyn. En toe verskyn hierdie God aan my, wat my in my swaar kry raak gesien het. Miskien is dit die getuienis wat mense daar buitekant vanoggend nodig het om te hoor. Want weet jy wat, ons stap hier uit, en ons het baie keer, soos wat ons al die 2 jaar nou maskers opgehad het, ons het 'n ander masker op ons gesiggie. Ons het 'n masker wat wegsteek. Ons het 'n masker wat sê, dit gaan met my goed. Ek het nie probleme nie. Die Here sorg vir my, en ek het geen moeilikheid nie, ek vra vir hom en hy gee, dit gaan met my voorspoedig, dis eintlik wonderlik, dat my geloof amper soos 'n polis is wat ek uitgeneem het, as God aan my kant is, dan is daar nie moeilikheid en swaar kry nie. En dis die waarheid. Baie van ons, indien nie almal wat vanoggend hier sit nie, het ergens agter daai masker 'n stuk seer kry, 'n stuk onrus, 'n stuk swaar kry, en as ons dit wegsteek vir die wêreld, dan kan hulle nie met ons assosieer nie, dan kan hulle nie na ons toe kom en vir ons sê, maar help vir my, bid vir my, ek is in die moeilikheid nie, want hulle dink ons is daarbo, ons is verhewe. Ons sal met ons eie swaar kry van getuig, en vertel hoe dat die Here ook my in my swaar kry raak gesien het, my gehoor het, aan my verskyn het, en vir my hoop gegee het. Dis wat mense daar buitekant moet hoor. Nie dat ons wêreld sonder swaar kry is, en sonder moeilikheid nie, maar juist dat ook ons as kerkmense baie keer swaar kry, maar dat God vir ons deurkom. Dat hy ons raak sien, en vir ons omgee. En dan sien ons aan die einde van hierdie verhaal, toe die mense Hagar se storie hoor, want sy vertel toe vir die mense, dis wat met my in die woestyn gebeur het. God het my gesien, God het my gehoor, en het vir my hoop gegee. Toe kom die mense en hulle sê, daai fontein waar God aan jou verskyn het, in die woestyn,
Kom ons noem hom Lachairoi fontein, wat beteken van hom wat lewe en wat sien. Die lewende God wat ook sien en omgee. Ek wil die vertroue uitspreek dat as ek en jy nie net bely dat God die een is wat my sien, my onrus sien nie, maar as ons ook vertel van ons eie worstelinge en ons swaar kry en die woestynervarings wat ons het, dat die dorp om ons sal kan sê, kom ons noem hierdie gemeente, die VGK Friemersheim, Lachairoi gemeente. Die Here wat lewe en die Here wat sien. Hier word 'n God gedien wat lewe en wat mense in hulle swaar kry raak sien en vir hulle sorg. Gelukkig is Dominee De Mis nie hier nie, want as hy nou hoor wat ek vanoggend hier kwyt raak en julle verander in die week julle naam daarbo na daai fontein se naam toe, Lachairoi, dan gaan ek seker by julle ring baie diep in die moeilikheid wees. Maar mag Friemersheim se gemeenskap hierdie gemeente so noem, Lachairoi, 'n gemeente wat die lewende God aanbid, die God wat sien, die God wat hoor, die God wat notisie neem, die God wat as ons in die woestyn is, aan ons verskyn en weer vir ons hoop gee. Ek wil afsluit, as julle nou Genesis 21 by die huis gaan lees, dan sien julle, daar kry die arme Hagar weer moeilikheid. Sy gaan nou terug, en daar word Ismael gebore, en op 'n stadium by 'n feesgeleentheid, toe lag hierdie Ismael, onthou nou, ons het gelees, hy was soos 'n wille donkie, hy was 'n gangster gewees, so rof was hy gewees, toe lag hy vir hierdie ou mense, wat wil kinders hê, en weet julle wat, toe sê Abraham, luister die Hagar, hier is vir jou sakkie kos, hier is vir jou emmer water, maak dat jy wegkom. Toe word Hagar en Ismael weggejaag, soos ons 'n hond sou wegjaag. En weet julle waar beland hulle? Weer in die woestyn. En by 'n doringbos gaan sit sy, en sy dieselfde ervarings, wat sy gehad het, toe sy daar by die woestyn gesit het. En dan lees ons, weer kom die Here tot haar verskyning, en weer lees ons dieselfde ding, God sien, en God hoor, en hy maak haar oë oop, weer langs aan daai doringbos, 'n fontein, sodat sy kon water skep, en vir Ismael wat besig was, om dood te gaan van dors, vir hom water te gee. Dis wie God is. Die Here wat sien, en wat hoor. Daar is die trauma, of swaar kry, wat die Here nie van weet nie, wat by die Here verbygaan nie. Die Here wil ook vanoggend by jou kom stil staan. En die Here hoop om daai belydenis ook oor jou lippe te hoor. U is die God wat sien, maar meer is dit om jou weg te stuur en vir ander mense te vertel, ek was in die woestyn, maar die Here het tot my verskyning gekom, hy het my hoop gegee, hy het my gesien, hy het my gehoor, hy sorg vir my. Gaan getuig daarvan, gaan vertel dit, die Here stuur julle in hierdie gemeenskap in om dit te gaan getuig. Dis hoe mense gaan weet, hierdie plek hier binne is nie 'n plek van heel gesonde mense nie. Hierdie is eintlik 'n hospitaal vir siekes. Die mense wat hier sit vanoggend is eintlik almal gebroke, stikkende, seer mense, maar mense aan wie die Here verskyn het, vir wie die Here sorg, en vir wie hy kom hoop gee het. Amen. Baie dankie. Vriende, kom ons maak die oë toe, en dalk wil jy vanoggend ook daar waar jy sit, nou met die Here praat oor dit wat jy gehoor het. Dalk is daar sommer net iets wat jy op jou hart het om vir die Here te sê,
Ek gaan so 'n paar oomblikke van stil gebed gee en dan kan ons net so bly sit. Dan gaan ek vir ons die geloofsbelijdenis doen om daarmee te sê, dis die een na wie ons toevlug neem. Die God in wie ons glo. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En opnuut vanoggend wil ons ook net aan hom vashou, die een wat ons sien en hoor en hoop gee. Kom ons gee eers 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, ons het vanoggend begin met die versigtiging, sien tog ons onrus raak, deurgrond ons hart. En Here, uit Hagar se storie het ons vanoggend ook geleer, dat dit nie net 'n versigtiging hoef te wees, maar dat dit werklikheid is. U is die God wat ons sien, die God wat ons hoor, die God wat vir ons hoop gee, wat vir ons sorg. Here, ek weet hier is dalk 'n klompie mense vanoggend wat voel asof hulle in die woestyn is. Dinge het so skeef geloop en sleg uitgedraai vir hulle, dat hulle lus het om weg te hardloop en weg te kruip, amper soos 'n volstruis hulle kop in die sand te druk. Maar Here, U kom soek ons op in die woestyn. U sien ons raak, U weet van ons, en U kom ontmoet vir ons, daar waar ons in ons wanhoop gaan wegkruip het. En Here, vanoggend wil ons ook ons geloof bely, dat U ons enigste toevlug is. En ons wil bely vanoggend, Here, in die woorde van ons geloofsbelijdenis, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met lied 325. Dis die Onse Vader gebed. Lied 325. Kom ons sluit daarmee af en dan daarna sal ek vir ons die seën uitspreek. En dan hoop ons om lekker saam met die kerkraad te kuier. En 'n goeie gesprek en goeie gemeenskap in koinonia met mekaar te hê. So seën vir julle dag. Kom ons sluit af. Yeah.
Vriende, baie dankie vir julle gasvryheid. Ons bid die Here se seën op julle toe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en nabyheid van die Heilige Gees by elkeen van julle wees en bly. Amen. 'n nuwe dag wat aanbreek, bring die gawe van 'n weerbegin. Ek weet dit is my lewe, deur die genade maak dit alles sin. En die kans wat U my bied, deur die bloed vir my gegiet, is die rede vir my vreugde.